verwelkom ek Olivier. Môre Kas. Môre Isak, hoe gaan dit met jou? Dit gaan met my baie goed. Kas, lekker om vir jou weer te sien. Ons gesels weer 'n bietjie onderrigsake vir oggend met jou. Jy's nou al 'n ou hand in onderrig. Sê bietjie, wat is jou kwalifikasies alles? Yesterday, nou vat jy my lank terug. Ek het mos nou 'n BSc gedoen soos 'n goeie onderwyser en 'n onderwysdiploma en toe 'n B.Ed en 'n M.Ed en 'n D.Ed in onderrig in vakdidaktiek. Jy kry nie baie nie, maar dit is in die onderrigkunde, ja. En jy gaan nou vanoggend vir ons help om 'n bietjie te probeer verstaan hoekom kinders met wiskunde sukkel. Met al jou ondervinding in die onderwys, wat is jou antwoord op die vraag hoekom kinders met wiskunde sukkel? Isak, elke som het sy eie identiteit en probleme, maar ek wil nou vandag praat oor resepte in wiskunde, né? Nou ons nou mooi daaraan dink, hoe lyk 'n som as hy nou of in die handboek as 'n voorbeeld gegee word of verduidelik word. Dit is stappe, doen dit en doen dit. Dit is 'n meganiese proses, dit is nie wiskunde nie. So ons moet agter die wiskunde kom. 'n Goeie voorbeeld is wiskunde lyk soos 'n tapisserie. Die voorkant is al die mooi goedjies, maar die regte wiskunde lê by die agterkant by die losdrade wat geknoop en vasgewerk moet word. Daar is die regte wiskunde. Jy sien, ek het in is dit standaard 7 dink ek toe standaard 8 toe kon ons mos wiskunde los. Toe los ek wiskunde so gou soos wat jy 'n warm patat. Of hoe sê Radio Raps, ek het hom laat val soos 'n warm braairooster. Want ek het nie verstaan wat is resepte en wat is wiskunde nie. Kan jy vir ons bedui daai, wat is daai? En so met ander woorde, ek moes net daai resep geleer het, dan sou ek ook vandag wiskunde kon doen. Ja, maar jy moet onthou dat die brein is nie bedoel vir 'n resep nie. Ons het verlede keer daaroor gepraat, né? Hy raak verlore, want kyk nou wat gebeur met langdeling en ek dink dit is 'n voorbeeld van, né? Ons ken mos almal langdeling, hy het so 'n McGaftertjie wat so afgaan en 'n lyntjie bo en dan sit hulle in 'n getal daar en dan moet jy hom deel. Maar nou het ons agtergekom dat met 'n langdeelsom is daar 3 keer meer vermenigvuldig en aftrek en afvat en dan weer die hele proses. So in daai herhaling van die resep se bestanddele raak die kind heeltemal gedisoriënteerd en wat verskriklik belangrik is, omdat dit so 'n uitgerekte proses is en afgemete en afgebroke is, daarom kan die kind nie die antwoord sien kom nie. En as jy nie die antwoord kan sien kom nie, dan raak jy moedeloos en dan begin wiskunde emosionele ding raak, nie meer 'n denkding nie. So jy het wiskunde gelos uit emosie, met 'n emosionele besluit en nie uit 'n logiese besluit nie, en jy het ook nie 'n keuse gehad nie. Jou brein het jou so gelei. Hoorie so, nou maar wat is dan nou, hoe moet mens dan nou maak? Wat is dan nou die werklike wiskunde van langdeling, Kas? Weet jy, ons het baie navorsing gedoen net op langdeling onder andere, né? En jy sal weet so goed soos al die ander kykers dat die brein is vir die brein makliker om optel te doen as aftrek te doen. Nou binne in daai langdelingsom, as jy nou mooi na hom kyk, kan jy hom doen deur op te tel en nie af te trek nie. En sodra as wat jy agterkom dat jou getal waarin jy deel nooit verander nie, want onthou elke keer as jy met die aftrek ding die getalletjie afvat, dan breek jy die groot prentjie. So die regte wiskunde lê daarin dat jy jou kind moet kry om die optelmetode raak te sien of self uit te figure en dan eers kan kom by die regte wiskunde van langdeling. Okay, maar ek is nou onseker, jy praat van optel in plaas van aftrek. Wil jy nie bietjie vir ons beduie nie? As ek nou vir jou sê, hoeveel is 17 plus 5?
dan kan jy dadelik vir my sê dit is 22, né? Maar as ek vir jou sê wat is 37 Dit die antwoord. Nee, dat is reg. As ek vir jou sê 37 minus 9, is dit net of die brein dubbel harder moet werk om te draai en af te trek. En ek kan dit nie vir jou verklaar nie, die brein tel makliker op as aftrek en ons het gekyk dat ons onderwys of ons onderrigbenadering, ons leerbenadering moet ons nie teen die brein werk nie, want dan loop jy afdraande pad. Ja, wel, as ek dink daaraan, ek dink dit het seker iets met die brein se progressiewe aard te doen, want jy tel ook makliker vorentoe as wat jy agtertoe tel. Jy moet dink om agtertoe te tel. Ja, die mense wat sukkel met klein geld uitdeel, dis 'n aftreksom. En ewe skielik weet jy nie hoeveel om terug te gee as jy R50 betaal het en die ou moet R43 betaal nie. Jy moet daai aftreksom doen, dan is dit asof die brein so bietjie geblok is vir die aftrekproses. Okay, jy sê ons moet teruggaan na 'n skoolmetode toe, of is dit juis nie wat ons moet doen nie? Ons moet juist nie daarmee doen nie, want kyk, die skole doen dit honderde, nee, duisende kere, elke dag in die klas as hulle nou langdeelsomme doen, en tog kan die kinders nie die langdeelsom doen nie. So ons moet daai ritueel van die resep breek en na iets anders toe terugkom, en ek sê nie ons moet nie weer teruggaan daarna toe nie, maar jou oplossing vir langdeel lê nie in die skoolmetode nie, jy moet na die ander losstappe se riedrade agter gaan kyk. As jy hulle vasgewerk het, dan val die skoolse metode, die resepmetode, duidelik uit en dan kan jy hom doen. Maar om hom net te herhaal, gaan jy nêrens kom. Okay, so kom ons sê, daar's kinders in die klas vir wie die proses is wat jy nou verduidelik is, te moeilik vir 'n klas. Wat dan? Goed, dan gaan ons een stap terug en nou kom ons by 'n ander onwonderlike resep, en dis die een van tafels, want langdeling of enige deling het te doen met tafels. So ons moet nou 'n tree terug gaan en gaan kyk na tafels, maar die kind het mos nou al honderde kere die 6x tafel geleer, 1x6, 2x6, en daar gaan ons aan. En so waar is vraggies, as die juffrou nou 6x9 vra, dan vra sy nou net die verkeerde ene, wat jy op daai stadium nie ken nie, né? So kom ons sê vir mekaar, om tafels te leer deur tafels te herhaal, werk nie, want jy kry nie insig nie, en jy kan hom ook nie in 'n toepassingsmanier gebruik nie. Hoe lyk die wiskunde van tafels dan? Goed, as hy nie lyk soos 1x6, 2x6 nie, dan het ons teruggegaan, ons agtergekom dat tafels is eintlik die oppervlaktes van vierkante en reghoeke. Ek gaan nou vinnig vir jou herinner, maar dit is dan dit 5 werk, so jy sal dit nog onthou. As jy 'n vierkant het en sy een sy is 3 en die ander een is 4, dan vermenigvuldig jy hom, en woeps, daar het jy die oppervlakte van 12. Nou gaan ons na die kind toe en sê, maar wag nou net so 'n bietjie, jy het nou 'n antwoord van 12, maar ek gee jou nou 'n ander vierkant, hy is ook 12, maar jy mag nie 3 en 4 gebruik nie. Nou met hulle in 3 rad uitwerk, maar dit kan ook 1 en 12 wees en 2 en 6. So dit is hoe tafels uiteindelik daarby uitkom, en as jy nou by vierkantsgetalle kom, dan kom jy by 1, 4, 9, 16, 25 uit. En dan begin die kinders agter te kom dat tafels is nie so onder mekaar nie, maar tafels is eintlik blokkies se oppervlak. Net sommer so voordat ons aangaan met die gesprek, groot stryd gehad met my ex-vrou, want ek het altyd vir die kinders gesê, nee man, nou op met die tafels te leer, mens moet hierdie goed kan uitdink. Presies. Want ek het nou ek het nou byvoorbeeld, dis maar sommer hier in my eie kop, wat ek toe nou vir myself so geleer het, nee, as jy nou byvoorbeeld vir sê 8x3, dan haak ek so 'n bietjie vas, maar ek weet wat is 10x3. En ek weet 2x3 is 6, en sê ek net, okay,
10 maal 3 is 30 minus 6. Geef my 24. So ek het myself nou maar so geleer om met tafels te werk. En dit is presies die regte manier. Dis een van die ander ding wat ons ook doen, want kan jy sien, terwyl jy so dink, kan jy die antwoord sien kom. Ja. En dit gee jou moed en dit gee jou ook 'n selfversekering. En volgende keer gaan jy bietjie meer met selfversekering sê 24, want jy het klaar daai koneksies gemaak. Jy's heeltemal reg. Okay, Kas, jy het as onderwyskundige het jy 'n antwoord hiervoor. Wat is dit wat jy vir mense bied? Hoe doen jy dit? Ons kom al jare wat ons vir kinders van graad 3 tot en graad 12 onderrig aanbied in kritiese denke. Nou hierdie wat ek en jy nou gepraat het, is kritiese denke. Nou 'n interessante ding van kritiese denke is, jy kan hom nie onderrig nie, jy kan hom net leer. Goed, so ons stel die kinders in staat deur 'n kursus vir hulle te gee, waarin hulle leer hoe om krities te dink. Hulle leer dit self en boop dit gee ons dan vir hulle vir R350, ja, vir R350 per maand kry hulle 4 wiskunde lewendige klasse. Dis nou soos ek en jy plus nog 'n paar wat ons sit. En onthou, ons verduidelik nie, ons laat die kinders die somme vir ons uitfigure. Ons hou hulle net op die pad, sodat hulle daar uitkom. So dit beteken dat dit eintlik so R88, eintlik 'n paar sent minder uitwerk per wiskunde klas, wat fenomenaal goedkoop is, né? Want dit sluit bo op dit tog, sluit dit in 100 opgeneemde wiskunde klasse plus hulp met nog al die ander leervakke. En dan het ons 'n goedkoper opsie ook wat al die ander insluit wat ek genoem het, behalwe die lewendige klasse. So dan werk dit jou uiteindelik baie goedkoop uit. Maar is hierdie opgeneemde klasse, is dit die van die lewende Zoom klasse wat jy van praat? Dit is presies dit. Kyk soos wat ek en jy nou hierso sit en die mense kyk nou agterna. En dit is 'n ding wat ons ontdek het hoe die brein werk. Die mens, Isak, is 'n afluisteraar en 'n afkyker. Soos wat ek en jy nou hier praat en gedagtes ruil, kyk die lesers ons af en hulle luister ons af en hulle wonder wat gaan jy volgende keer sê. So as iemand nou hierdie video vat en hom kyk, of 'n wiskunde video waar ons en 'n kind of kinders dan nou, kom ons sê, 'n gesprek het oor wiskunde, hulle luister af en hulle moet dit dan ook self gaan doen. Ja, so dit is lewendige Zoom wat eintlik soos hierdie gesprek werk. So julle naam Thinking Tools is eintlik maar presies wat dit sê, julle gee vir die kinders dinkgereedskap. 100%, ja. Dan laat weet bietjie vir die mense, want ek dink dis iemand wat ek sien hier's iemand wat sê Jesus, dis baie interessant. Kom ons gee gou vir hulle 'n nommer waar hulle jou in die hande kan kry, 'n Kas. Isak, my nommer is 083 25 92 857. Ek sê hom net weer, 083 25 92 857. En as jy dit nou gemis het, dan kan jy net na Google gaan en jy tik of Kas Olivier met 'n C in, of Thinking Tools, en jy gaan direk by my webwerf uitkom en dan gaan jy my kontakbesonderhede alles daar kry. Maar Kas, jy's al baie jare met hierdie goed betrokke, so mense behoort jou maklik op Google in die hande te kry. Ek is net 'n paar letters se tik weg, jy's reg. Kas, dit was nou, hier's iemand wat regtig gesê het, dit was nou baie insiggewend geweest. Ek sien uit na volgende week se gesprek met jou. Want ek dink ons leer nog 'n klomp goed oor hoe om te leer hier by jou. Daar sê ek sien uit, gaan ons weer 'n lekker verrassende tema hê. Groetnis Kas Olivier wat so 'n paar gesprekke vir ons aanbied oor leermetodes, onderrigmetodes, en vanoggend dan nou gekyk wat hulle vir jou kan bied met wiskunde.
So skakel vir Kassel ek is seker hulle kan julle help.